Môre julle, hierdie is 'n lekker video request wat ons te kry. Desensitizing your horse. Ons het 'n mamma gekry wat sukkel met haar perd, sy het rescue Mary ingevat en die Mary is baie vreemd vir aanraking in die agterkant en as sy in die agterkant wil raak dan weer die perd skop. Baie belangrike ding wat ek altyd wil hê julle moet weet om julleself en julle perde altyd veilig te hou. So as jy hierdie oefening doen, werk in 'n oop spasie want jou perd kan twee maniere reageer. Jou perd kan rustig staan of jou perd kan baie reaktief wees en vorentoe spring en hulle boude reg rondswaai en baie beweeg. So wat jy nodig het vir hierdie is baie eenvoudig, 'n pressure rope halter, nie 'n gewone halter nie. 'n Pressure halter is baie beter om 'n perd mee te werk en dan 'n slim tou. Ons noem dit 'n slim tou. Dit is net 'n lekker gewigtige tou. Hy is omtrent 3.5, 3.8 meter lank. So, om ons gaan begin, weet net dat as jy met hierdie begin met jou perd kan spring, jou perd kan reageer, jou perd kan uitskop en uitswaai. Hou altyd jouself veilig. So, waar ons veilig is ons hierdie oefeninge met ons perd doen, hier op ons perd se skouer is die veiligste plek om te wees om hierdie oefening meer te doen. Jy doen dit nooit hier voor jou perd nie, jy staan nooit voor jou perd nie, want as sy vorentoe spring, dan sy deur jou spring, want sy skrik vir wat agteraan gaan. So dit is baie belangrik om jouself veilig te hou. So ons gaan begin, ons gaan ons 'n lekker stukkie tou hierso kry, hierso veilig staan, ek het nog steeds beheer oor daardie kop en dan gaan begin daar voorvoete. Die hele punt van hierdie oefening is as jou perd heeltemal gedesensitiseer, staan hulle stil vir hierdie. So as hulle nie stil staan nie, doen jy die oefening aanhoudend totdat hulle heeltemal gedesensitiseer is en stil staan vir hierdie oefening. Okay, hier begin ons gaan die perd se voorbene doen. Jy kan die tou lekker gooi met mening, laat hy lekker om my bene wrap, dat die perd die tou kan voel, en dan gaan ons oor op die nek. Onthou net, as jou perd nie stil staan met die voorbene en die beweeg nie na die nek toe nie, so jy moet seker maak jou perd aanvaar dit voordat jy aanbeweeg na die volgende deel van die perd se liggaam toe. Dan gaan ons oor op die rug, en iets wat ek wil hê julle moet weet op hierdie stadium, 'n perd is baie reaktief op die boude en op die agterbene, so maak seker jy hou jouself veilig, dat jou perd nie boor jou spring nie. So die perd kan hierso in enige manier reageer, die perd kan vorentoe spring, die perd kan back up, die perd kan kant toe spring, so maak seker jy bly op die perd se skouer en jy is altyd veilig in hierdie proses. Bailey Joe is al baie goed gedesensitiseer, so sy reageer nie meer op hierdie nie, maar enige perd kan in enige manier reageer. So dit is baie belangrik vir jou om altyd jouself veilig te hou en te kyk hoe jou perd reageer. Onthou altyd dit wat jy aan die een kant van die perd se liggaam doen, moet jy altyd aan die ander kant van die perd se liggaam ook doen. So nou gaan ons hierdie kant van Bailey Joe se liggaam doen. En ons gaan weer begin met die bene. Jy sal sien sy staan stil vir hierdie. Sy staan stil vir hierdie, die bene. Dan gaan ons op na die nek toe. Onthou, as jou perd stil staan vir die een deel, dan kan jy beweeg na die volgende deel van die liggaam. Te maak seker jou perd staan stil vir die deel waarmee jy besig is. Rug. Kyk, sy beweeg bietjie daarso. So hou altyd jouself veilig en dan boude. Doen ons weer die boude. En dan gaan ons weer die agterbene doen. So hierdie is 'n baie lekker oefening wat jy met enige perd kan doen. Hierdie maak kommunikasie oop reg rondom die perd se liggaam. Dis 'n baie belangrike aspek om jou perd te desensitize. So daar sê julle, daar het julle gou-gou desensitizing exercise wat ek net vir julle gewys het wat jy kan doen met jou perde om altyd jouself veilig te hou. Onthou altyd waar jy geposisioneer is, waar jy staan om seker te maak die perd kan nie boor jou stap nie. Veiligste plek om te wees is op jou perd se skouer. So, ek hoop die video help julle. Asseblief laat weet as daar enige ander vrae is and please don't forget to like and subscribe our page and to not miss out on any of our educational videos.